Ek gaan vanoggend saam lees uit Sagaria, hoofstuk 8, gaan ons net so 'n paar verse saam lees. Kom ons raak net stil voor die Here. Ons bid dat hy met ons sal praat deur sy woord. Here, dankie dat ons hier in die naam by mekaar mag wees. Here, dis 'n heilige oomblik om te weet ons is in U teenwoordigheid. Ja, Here, en ons weet U is oral. U is by ons in ons huise, in ons voertuie, by ons werk, by die skool. U is altyd daar. Maar tog is dit 'n baie spesiale oomblik hier in die kerkgebou. En Here, elkeen van ons het 'n verwagting dat U deur U woord en deur die verkondiging van U woord, deur die prediking met ons persoonlik sal praat. En dit is dan bowe al my gebed, Here, dat U op 'n baie spesiale manier deur U Gees in elkeen van ons, te midde van ons eie omstandighede, sal praat. Dat ons U stem sal hoor. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan lees uit Sagaria, hoofstuk 8, so die laaste klompie verse daarvan die gedeelte. Vers 18, die woord van die Here die Almagtige het tot my gekom. So sê die Here die Almagtige, elke vasdag, of dit nou val in die 4de of die 5de, die 7de of die 10de maand, sal vir Juda 'n dag van vrolikheid word, 'n dag van vreugde. Die dae sal feestelike byeenkomste word, maar dan moet julle bly by die waarheid en sorg dat daar vrede onder julle is. So sê die Here die Almagtige, volke sal kom, inwoners van baie stede, die inwoners van een stad sal na die van die volgende toe gaan, en elkeen sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Here, ons gaan vra na die wil van die Here die Almagtige. Ek gaan ook. Baie volke sal kom, groot nasies, om in Jerusalem na die wil van die Here die Almagtige te vra, om hom te raadpleeg. So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, 1 Judeer aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Geliefdes in die Here, tot so 'n paar jaar terug was die woord xenofobie nie aan ons bekend gewees nie. Xenofobie beteken letterlik die vrees vir vreemdelinge, en dit word in ons eie land baie dikwels meer gebruik om 'n haat ten opsigte van vreemdelinge, van immigrante te probeer uitbeeld. Mense uit ander lande wat hier in ons eie land 'n tuiste wil vind. Ons is almal bewus van die afgelope March and March, toe hulle probeer het om op daai manier, en dit ook reg gekry het, om baie van die veral onwettige immigrante uit die land uit weg te kry. Nou, terwyl 'n land se regering natuurlik baie streng moet waak teen onwettige immigrante, het ek tog al dikwels gewonder of ons as kerk genoeg doen om by mense uit te kom wat eintlik vreemdelinge in ons land is. Het ons genoeg gedoen as kerk om by mense wat regtig in nood verkeer uit te kom? Soms het jy nie nodig om na 'n ander land toe te gaan
om daar 'n sendeling vir die Here te word nie. Soms bring die Here die mense aan jou voorstoep toe en dan gee die Here vir jou geleentheid om met daardie mense kontak te maak en met hulle te praat oor die Here. Daar het jy geleentheid om iets van die liefde van die Here ook aan daardie mense oor te dra. Nou geliefdes, ek het vir baie jare geglo dat die kerk in Europa vir alle praktiese doeleindes 'n stil dood gesterf het. In my geestesoog het ek altyd gedink aan 'n groot kathedraal met baie banke in en dan 'n groepie van 5 of 6 mense wat miskien op 'n Sondag daar in die kerk bymekaar kom om daar te aanbid, terwyl die res van die kerk leeg is. Nou ek dink dit is werklik so, dat dit so gaan in baie van die kerke. Ongetwyfeld is daar iets van waarheid daarin. Maar ek het ook agtergekom dat dit nie die volle waarheid is nie. Dit gebeur nie aan alle kerke in Europa, dat hulle besig is om 'n stil dood te sterf nie. Ek het so 'n klompie jare terug die voorreg gehad, dit was in 2005, het ek die voorreg gehad om na Nederland toe te reis, en daar het ek 'n ander prentjie van die kerk beleef, terwyl ek daar was. En ek wil iets daarvan vandag met julle deel, omdat dit so 'n integrale deel van my eie storie geword het, in my eie lewe. Dit was in Julie 2005 gewees, ek was een van ongeveer 150 afgevaardigdes van oor die wêreld heen, wat in Nederland bymekaar moes kom in die stad Utrecht, waar ons 'n vergadering van die Gereformeerde Ekumeniese Raad bygewoon het. Ek het as verteenwoordiger van Swaziland dit bygewoon. En ons was 'n paar weke daar gewees, ons het allerhande konferensies gehad en allerhande dinge wat bespreek is, maar as deel van die program het hulle ons ook uitgevat na kerke toe. Ons het partykeer in die week na kerke toe gegaan om daar een of ander diens by te woon, en dan ook die Sondae wat ons daar was, het ons geleentheid gekry om van die plaaslike kerke te besoek. Nou die een Sondag spesifiek is nou eintlik die een waarop ek wil konsentreer. Wat gebeur het die dag is, ons is per bus vervoer na Rotterdam toe. Nou Rotterdam op daai stadium was dit die besigste hawe in die wêreld. Ek dink nie op die oomblik is dit meer so nie, maar is nog steeds 'n baie groot hawestad en 'n baie besige hawestad. En soos wat dit maar gaan in hawestede, is Rotterdam ook 'n stad met geweldig baie immigrante. En dit sou ook 'n stad wees, sou mens maklik kon glo, waar daar van die godsdiens eintlik niks meer oorgebly het nie. Maar ons was baie verbaas geweest toe ons agterkom dat daar 'n baie sterk Christelike kerk aan die gang is in Rotterdam. Dat daar 'n klomp gemeentes is wat juis besluit het om hande te vat en om te sê, kom ons reik uit na hierdie immigrante in hierdie stad. Hulle praat van die migrant churches, gemeentes wat hoofsaaklik konsentreer op immigrante om hulle met die woord van die Here te bereik. Ons is daar in die middestad van Rotterdam afgelaai met die busse, en in 'n klein gebied binne loopafstand van waar die busse stilgehou het, was daar seker 'n stuk of 30 kerke wat almal aktief besig was om op een of ander manier uit te reik na van hierdie immigrante. Ons totale groep, ek het gesê ons was so 150 gewees, is toe elkeen in kleiner groepies verdeel, 10 groepe van 15 elk, en elkeen van hierdie groepe het toe 3 kerke gekry wat hulle moes besoek het. En dan uiteindelik sou ons by 'n 4de kerk almal weer bymekaar gekom het. En ons groepie het toe begin, ons het heel eerste by 'n Russies-ortodokse kerk uitgekom, daar in die hartjie van Rotterdam, 'n Russiese kathedraal met die groot goue koepels en al, en daar het ons ingegaan, bietjie gesels ook met die leier van die gemeente, die patriarg, is 'n Nederlander, hy's nog 'n professor daar by die universiteit, gebore Hollander, maar wat in staat is om Russies te praat, en hy het toe hierdie kerk daar
aan die gang gekry. En daar's 'n hele klompie Russiese lidmate wat elke Sondag daar by mekaar kom. En ons het toe bietjie met hom gepraat en hom uitgevra oor sy kerk. Onder andere het ons vir hom gevra, nou wat doen julle om uit te reik na ander mense toe? Julle is nou hierdie Russies-ortodokse kerk, wat doen julle om ander mense te bereik? En hy het vir ons gesê, ons doen eintlik niks nie. Hy sê, al waarvoor ons by mekaar kom, en al waarvoor ons eintlik bestaan, is vir Sondag se diens. So elke Sondag kom hulle by mekaar, hulle vier die mis, daar in hulle diens, elke diens is presies dieselfde, met die uitsondering van so kort boodskappe aan die einde van die tyd, duur so tussen 2 en 3 ure, en sing pragtig, en dan as hulle klaar is, dan gaan die mense weer huis toe, en volgende Sondag kom hulle weer daar by mekaar. En dis eintlik al wat aangaan in daardie kerk. Die tweede kerk wat ons besoek het, was 'n tipiese gereformeerde kerk, baie soos hierdie gemeente, behalwe dat hierdie kerk net vir Franse lidmate voorsiening gemaak het. So almal wat in die kerk is Franssprekend. Ons het maar ingegaan, ek kan natuurlik nie Frans praat nie, ons mag daar ingegaan en gaan luister, so 'n bietjie gepraat met van die mense wat wel in staat is om Engels te kan praat. Baie vriendelik ontmoet, elkeen 'n lekker koppie koffie gekry, en toe in die kerk ingegaan en saam met hulle gesing. Hulle het natuurlik in Frans gesing, maar baie van die liedere is aan ons bekend. Ek het maar so saggies in Afrikaans saam gesing met die bekende liedere, en na so 30-40 minute het ons daar uitgegaan. Die totale lidmaattal van daardie gemeente is 16 mense. Dit sluit die predikant, die oralis en die koster in. 16 mense, pragtige groot orgel, die oralis wat gespeel het dit magnifiek gedoen, en die mense het lekker saam gesing, maar dit is die totale lidmaattal van daardie gemeente, 16 mense. En dit was baie duidelik, dat daardie kerk nie veel kans het, om oor 'n paar jaar vorentoe, nog steeds te kan voortbestaan nie. Toe die preek begin, het ons onsself maar verskoon, uitgegaan buitekant toe, en toe is ons na die derde kerk toe. Nou, dit was so 'n paar blokke weg, maar ons het nie ver geloop nie toe begin ons die vibrasies optel. Dit was die African Charismatic Church, wat daaraan bid het, en hulle het gesing, en hulle het instrumente gehad, wat oral die vibrasies so uitgestuur het. So ons het net agter die vibrasies aangegaan, soos wat sekere insekte ook maar doen, en uiteindelik toe by hierdie kerk uitgekom, oorverdowend die klanke wat daar uitgekom het. Die pastoor van hierdie gemeente was so 'n flamboyante man, hy het 'n pink pak klere aangehad, vreeslike indrukwekkende man, en vir ons daar verwelkom. Hulle kerk is ook Franssprekend, en hulle bedien hoofsaaklik die Franse immigrante van Wes-Afrika af in Nederland aangekom het. Maar ook, dis hulle manier van bediening, en hulle gaan daarmee aan. Die pastoor het nou gepreek op 'n stadium, en elke keer as hy net iets sê wat die mense van hou, dan is daar natuurlik hierdie geweldige instemming van die gemeente af. En toe hy klaar gepreek het, toe die orkes weer weggeval, maar op daai stadium moet ek sê, toe kon ons ore dit nie meer hou nie, ons is maar so hande oor die ore, is ons daar uit die kerkgebou uit, en ons is toe na die vierde gemeente. Nou die vierde gemeente was nou die een, waar die hele groep van 150 by mekaar sou gekom het. Dit is die Scottish Presbyterian Church, waarna ons toe gegaan het. En dis by daardie kerk, waar die Here my oë oopgemaak het, op 'n baie besondere manier, vir wat hy in staat is om te kan doen, as ons as kerk net bereid sal wees, om hom te gehoorsaam. By die deur is ons ontmoet deur die predikant. Hy kon net sowel Robin Williams se tweelingbroer gewees het, hy het baie dieselfde gelyk, baie dieselfde geaardheid ook gehad, so halfskamerig, en hy het ons hartlik verwelkom daar by sy kerk, en ons toe nou ingenooi, en ek het so 'n bietjie gaan rondloop op my eie, bietjie gaan kyk, wat is daar wat aan die gang is in die kerk. By die ingangsportaal is daar 'n bordjie op, met die gemeente se visie uiteengesit. Die visie het as volg gelei: saam met ander kerke deel ons die bekommernis van die armes,
hulle wat geen huis het nie, en hulle wat geen heenkome het nie. En sommer so met die intrapslag, het ons besef, hier is iets anders aan die gang. Hierdie kerk is nie soos die ander kerke wat ons besoek het nie. Hier is 'n lewende gees in hierdie kerk teenwoordig. Daar's 'n groot groep mense gewees, daar's 'n gemaklikheid wat geheers het, en ons het regtig gevoel, ons is welkom in hierdie kerkgebou, al was ons self ook eintlik dan maar vreemdelinge daar gewees. Op 'n ander plek het ek gesien, is daar 'n kaart opgesit, ek gaan vanaand so 'n bietjie meer daaroor praat, maar 'n kaart opgesit van Rotterdam, en so op die kaart is daar foto's geplaas van die lidmate se gesigte, en toe ek vir iemand vra, nou maar, wat is die doel hiervan? Toe antwoord die persoon, dis lidmate van ons kerk, en hulle neem verantwoordelikheid vir die blok, of die paar strate, rondom waar hulle bly, om uit te reik na daardie mense. As hulle agterkom daar's nood, dan gaan besoek hulle die mense. As hulle agterkom daar's siekte, dan gaan besoek hulle die mense. Of as daar dood is, dan gaan besoek hulle die mense. En op daai manier het hulle begin om die naam van die kerk en die naam van Jesus Christus in te dra in daardie huise in. Al hoe meer en meer het mense gesê, maar as dit is waaroor die kerk gaan, dan wil ons ook deel word van hierdie kerk. As die kerk omgee vir mense in nood, op so 'n praktiese manier, dan wil ons graag deel word van daardie gemeente. Tydens die middagete wat ons daar in hulle kerksaal gehad het, is dit baie prakties aan ons geïllustreer. Ek gaan ook vanaand so 'n bietjie meer daarop uitbrei. 'n Man wat baie duidelik verstandelik gestremd was, kom in die saal ingestap. Nou is ons besig om daar te eet. Hy kom ingestap, hy loop kliphard met homself en gesels, en ek het onmiddellik so 'n ongemaklike gevoel. Want kyk, ek weet nou presies, as dit nou in ons kerk sou gebeur het, 'n tipiese gemeente in Suid-Afrika, dan weet ek presies wat ons sou gedoen het met so 'n persoon wat daar in die kerk sou ingestap kom. Hy is eintlik vir ons 'n verleentheid. Maar tot my verbasing kom ek agter, maar hierdie gemeente aanvaar dit. Vir hulle is dit blykbaar nie 'n verleentheid nie. Trouwens, een van die dames van die gemeente staan op, en sy stap na hom toe, sy sê, wil jy kom saam eet, saam met ons? En sy nooi hom om te kom eet. En nou moet julle die prentjie voorstel, hierdie saal sit vol 'n klomp professore, teologiese professore van oor die wêreld, doktore, mense wat voorsitters is van synodes, skribas van synodes, almal sulke belangrike mense, is in hierdie kerksaal by mekaar waar ons eet, en sy nooi hierdie verstandelik gestremde persoon in, en sê, kom eet saam met ons. En ek weet, op daai oomblik het ek ervaar, dit is die liefde van Christus op 'n praktiese manier uitgeleef is, soos wat ek dit waarskynlik nog nooit in my lewe gesien het nie. Ek kan goed onthou hoe die trane begin loop het, terwyl ek hierdie prentjie hier voor my sien afspeel. En toe verstaan ek, waarom is hierdie kerk anders? Waarom kom mense na hierdie kerk toe? Waarom stroom hulle na hierdie kerk toe? Terwyl ander kerke rondom hulle besig is om onvermydelik dood te gaan. En ek het besef, mense is nie moeg vir God nie. Mense is moeg vir kerke wat nie in staat is om God se liefde aan die wêreld te demonstreer nie. Soos daai Russiese ortodokse kerk, wat sê ons bekommer ons glad nie oor die mense daar buite nie. Al wat vir ons belangrik is Sondagse byeenkomste, die liturgie, die liedere wat gesing word elke Sondag, eintlik maar dieselfde liedere oor en oor, dieselfde ritueel wat oor en oor afspeel. En dan gaan ons huis toe, en volgende Sondag kom ons weer by mekaar. Daai Franse gereformeerde kerk, wat uit 16 lidmate bestaan, en wat geen belangstelling daarin het om
ander mense van ander taalgroepe, ook in hulle kerk te verwelkom nie. As jy nie Frans kan praat nie, dan kan jy eintlik niks doen in daardie kerk nie. Selfs die African Charismatic Church, wat net gefokus is op die Franssprekende immigrante, wat vanuit Afrika na Nederland toe geïmmigreer het, selfs hulle is eintlik maar net hulle beperkte groep. Jy moet ook aan Frans praat, en jy moet bereid wees om in te val by hulle manier van aanbidding, daai oorverdowende musiek wat hulle speel. En as jy nie daarby kan inval nie, het hulle nie plek vir jou nie. En later het ek besef, al hierdie gemeentes mis een groot ding. Hulle is nie in staat om die liefde van Jesus Christus op 'n praktiese manier aan te bied vir mense nie. Selfs in Europa, met sy oënskynlike weelde, selfs in Nederland, waar daar al jare lank gesê word, dat armoede geheel en al uitgewis is daar steeds miljoene mense, wat vir Christus nodig het. En weet julle, dit is alleen die kerk van die Here Jesus Christus, wat die mandaat het, om die liefde van Jesus Christus aan daardie mense te verkondig, en om dit uit te deel aan hulle. Toe ons die middag met die bus uit Rotterdam terugry Utrecht toe, het ek doelbewus op my eie gaan sit. Ek het gaan nadink oor wat daai dag gebeur het. Ek sal vanaand ook so 'n bietjie meer daaroor deel met julle. Maar die woorde van Sagaria 8 het aan my gedagtes opgekom. So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, 1 Judeër aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. En dit is presies wat ek daardie dag ervaar het. En ek het nagedink oor wat ons leer in die Bybel, wat ons leer by Jesus Christus self, oor hoe ons moet optree. En ek het gedink aan Jesus se intreepreek, wat vir ons opgeteken is in Lukas 4 vers 18 en 19, toe hy gesê het, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep, en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. En ek het verder gedink, aan Johannes die Doper, wat sy disippels na Jesus toegestuur het, en vir Jesus gevra het, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En dan antwoord Jesus daar in Lukas 7 vers 22, gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En as Jakobus jare later vir ons wil verduidelik hoe ware godsdienst lyk, dan verwys hy nie na bidure en na eredienste en na kerkraadsvergaderings nie. Dan skryf hy in Jakobus 1 vers 27, egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. En dit het iets van die droom geword van ons gemeente in Swaziland. Jare gelede vra iemand vir my, as jou gemeente sou ophou bestaan, sal die gemeenskap daardeur geraak word. Net wel, hy wil nie by my weet, hoe gaan dit julle gemeente raak nie? Hoe gaan dit julle lidmate raak nie? Hy wou weet, wat gaan van die mense rondom die kerk word? En ek het nagedink oor daardie ding. Ek dink, as ons gemeente nie meer sou bestaan nie, gaan die gemeenskap baie armer wees. Dit gaan hulle swaar tref, as ons gemeente nie meer daar sou wees nie.
'n paar jaar gelede sit 'n klompie van die NG Kerk se topteoloë en kerkleiers in 'n gesprek met Agri Klaaste. Hy is die voormalige redakteur gewees van die Sowetan. En hulle vra vir hom, wat sê jy? Wat kan die NG Kerk doen om te wys dat hy nog aan ons land en aan ons kontinent verbind is? En sonder om te huiwer, antwoord hy, kyk na die vigspesies, bou vir hulle 'n kinderhuis, maar moenie 'n hoeksteen lê en sê dis van die NG Kerk nie. Met ander woorde, moenie die eer vir julleself vat nie. Gaan doen wat die Here Jesus vir julle gesê het om te doen, gaan volg die voorbeeld na van Jesus Christus, maar moenie die eer vir julleself vat, asof dit julle is wat dit gedoen het nie. Dis nie nodig om alles aan die groot klok te hang nie. En hy sê, dis wat Afrika nodig het. Die kerk in Europa is dood. Nee, verkeerd. Sommige gemeentes is weliswaar besig om 'n onvermydelike dood tegemoet te gaan, soos wat dit in ons eie land ook maar gebeur. En dit is baie dikwels die gemeentes wat net op hulle self gerig is, gemeentes wat net gerig is op die lidmate wat deel is van hierdie kerk, wat hulle visie verloor het vir die kerk daar buite, vir mense daar buite, vir mense in nood. En baie van daai gemeentes, weet ons, het jare terug al toegemaak. Gaan kyk maar in die stede, hoeveel ou NG gemeentes het hulle deure gesluit. Want hulle het gesê, ons gemeente het weggetrek. Ons het nie meer 'n gemeente oor hier waar ons is nie. Want dis wat gebeur, as jy te eng begin kyk na jou gemeente. As jy nie met die Here se oë kyk na wat die gemeente is nie. Baie kerke se deure gaan toemaak. In ons eie land, ook in Europa. Ek het 'n sterk vermoede dat daardie Franse gereformeerde kerk waar ons in Rotterdam was, vandag nie meer bestaan nie, want dit is almal ou mense gewees wat daar in die kerk was. Ek vermoed hulle het ook al toegemaak. Maar daar is kerke waar mense na toe stroom, waar mens iets van Sagaria 8 vers 23 sien bewaarheid word, waar kerklose en godlose mense na 'n gemeente gryp en sê ons wil deel wees van hierdie gemeente. Mense uit 'n verskeidenheid tale, mense uit 'n verskeidenheid kulture, agtergronde, inkomstegroepe, professies, maar mense met een gemeenskaplike eienskap. Hulle het besef, ons wil nie voortgaan met die lewe sonder die Here Jesus Christus nie. Ons het hoop verloor as hy nie meer deel is van ons lewe nie. Die afgelope tyd word die vraag al hoe meer en meer gevra of die kerk in Suid-Afrika nog 'n toekoms het. Sonder enige twyfel kan ek hierop sê ja, die kerk het 'n toekoms. Die kerk het 'n toekoms. Trouwens, die kerk in Suid-Afrika het waarskynlik die beste toekoms ooit. Beter as wat ons ooit gedink het. As ons bereid gaan wees om te hoor wat die Here vir ons sê wat ons moet doen. As ons bereid gaan wees om Christus in die wêreld buitekant te gaan verteenwoordig. As ons net gaan probeer oorleef, dan het ek 'n vermoede, het die doodsklokke klaar begin lui. Maar as ons as dienskneg van die Here Jesus gaan uitreik na 'n wêreld op soek na hoop, op 'n wêreld wat in nood verkeer en nie weet waarna toe om te gaan met hulle nood nie, en ons bring die antwoord in Jesus Christus na hulle toe. Broer en suster, dan staan ons voor die deur
van een van die opwindendste tye in die kerk hier in Suid-Afrika. Self weet daai mense nie altyd na wie hulle soek nie. Hulle self weet nie altyd wat die antwoord is nie. Ons het die antwoord. Ons weet wat die antwoord is. Hulle moet dit net hoor. En hulle moet dit ervaar saam met ons. William Temple het op 'n keer gesê dat die kerk die enigste organisasie is wat nie ter wille van sy lede bestaan nie, maar ter wille van diegene wat nog nie lede is nie. The church is the only society on earth that exists for the benefit of non-members. Ons is nie hier vir onsself nie. Ons is nie hier om onsself in stand te hou nie. Ons is hier vir hulle wat daar buite is, wat nog nie deel is van die kerk van die Here Jesus Christus nie. Kan ek vanoggend vir julle vra, maar vir myself ook maar vra, waarvoor bestaan ons? Waarom behoort ons aan die kerk? Ter wille van onsself? Ter wille daarvan om op 'n Sondag rustig in hierdie atmosfeer in die kerkgebou bymekaar te kan kom? Of deel ons Jesus se visie wat gekom het vir 'n wêreld in nood? So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, een Judeër aan die klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Amen. Here, U kon 'n soveel beter plan uitgedink het as om ons as feilbare, dikwels selfsugtige mense te gebruik om U liefde met die wêreld te deel. Here, U kon legioene engele gestuur het om dit te doen, baie beter as wat ons dit kan doen. En tog, in U wysheid, het U besluit dat mense soos ek en mense soos die wat hier in hierdie kerkgebou sit, die ideale persone is om U liefde te deel in die wêreld. En Here, ons bid vir vergifnis vir al die kere wat ons so selfsugtig aan U vasklou en U net vir onsself wil hê en ons U net wil gebruik om ons eie klein groepie te seën en om ons te help om net so bietjie meer gemaklik te voel hier in U kerkgebou. Vergewe ons daarvoor, Here. Want dit is baie duidelik nie U doel gewees nie. En Here, gee vir ons 'n hart vir die wêreld. Gee vir ons die vrymoedigheid om U liefde, U versorging, U barmhartigheid aan mense te deel, wat soekend is, maar wat nie weet waarna hulle soek nie. En Here, mag hierdie gemeente hier in Clarence iets ervaar van wat ons hier in Sagaria 8 gelees het. Dat mense sal sê, neem ons saam dan na julle kerk toe, want ons het gehoor, die Here is daar by julle. Die lewende Here is daar. En ons wil hom saam met julle kom dien.
Maak ons harte oop vir mense in nood. En maak ons harte en ons gees oop vir u droom vir die kerk hier op aarde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.